tyd die. Geliefdes, die skrif wat die Here op my hart gelê het, is in Markus 14, versie 34. En hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en wak. Vers 36, en hy sê, Abba Vader, alle dinge is vir U moontlik. Neem hier die beker van my weg, nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil. Amen. En mag die Here sy voorgeleesde woord seën. Geliefdes, Halleluja. Yes. wanneer 'n mens dan by jou geliefde se siekbed, Halleluja. soos wat hierdie Snyman van der Westreis en familie gestaan het by die siekbed van Trixie, Yes. en jy sien hoe jou geliefde ly. Amen. Geliefdes, dis seker een van die moeilikste oomblikke vir my. Want jy sien hoe familie hoop, Yes. bid, Amen. vertrou, soos nooit van tevore nie. Ek weet van ek was in hy bootjie. Yes. Jy maak allerhande beloftes aan die Here, Yes. en jy vra die Here, en jy beloof die Here, as jy hierdie mens van my optel, ek sal U hoe dien. Ek weet nie wat se beloftes het Trixie gemaak in haar siekbed as ma. Wat weet sy het nog 2 kinders. Maar dis een van die moeilikste oomblikke. En ook oomblikke waar mens miskien jou vertroue in die Here verloor. Want die is dan 'n God wat die Bybel sê, hy is onveranderlik. Yes. Gister en vandag tot in alle ewigheid bly hy dieselfde. Maar waar is die God wat die man wat 38 jaar siek was genees het? Halleluja. Waar was die God van Trixie? Soos hy vir Lazarus uitgeroep het. Lazarus wie se toestand baie erger as Trixie se was. Hy was dood en hy het al geryk. En God het hier gekom. En hier sit ons vanmôre. En ons verwag, die familie moet verstaan. Ons het gedoen soos wat die skrif sê. Die Bybel sê, die gebed van die regverdige dra groot krag. Hulle het pastore geroep, juffrou en susters, bid die moeders. Die moeder en vader het self ingetree. Maria self het ook gebid. Die ons het gebid. Maar dis asof God Halleluja. afwesig. Is hierdie familie minder belangrik in die oë van die Here? Of is dit dat ons God nie reg verstaan? Soos wat Paulus sê, ons sien deur 'n spieël en 'n raaisel. Ons verstaan nie die hele ding nie. Ons verstaan gedeeltelik. Hierdie gedagte maak dat ek gaan na die skrif en kyk, antwoord God altyd, of is daar plekke waar hy sê nee?
En ek gaan na sy seun Jesus toe. Hier bid hy in Getsemane. Hy sê, Abba Vader. Hy sê, alles is vir u moontlik. Daar is niks onder die son wat u nie kan doen nie. U is die skepper van die hemel en aarde. Alles is in jou hande. As u kan, kom ek met 'n begeerte. Oh, Jesus. Neem hierdie beker weg. Oh, my koning. Hierdie kruisiging wat voor my staan. Abba Vader, dis my hart se begeerte. Neem hierdie beker weg. U weet, geliefdes, die boeke van Matteus beskryf die intensiteit van hierdie gebeurtenis. Matteus sê, Jesus hier, toe hy bid, het hy geval. Hy het op sy aangesig geval en gebid. Ek weet geliefdes, dit was aand. Dit was in die openlig, dit was 'n tuin, dis oop. Maar Lukas sê, daar was sweet. Die intensiteit was so hoog, dat hy sê, as dit moontlik was, kon sy sweet in bloed verander. Dit wat die familie ervaar het, dat God moet intree voor optreksie en gesê is nee. Jesus Christus, die Seun van God, het die ook ervaar. En is nodig as prediker, dat ons die balans van die Bybel uitbeeld. God sê nie net ja nie, maar Jesus sê, nogtans, nie soos my wil nie. Hy onderwerp hom aan die gesag en die autoriteit van God. Glory for Jesus. En geliefdes, dan kan jy sê, maar Here, die Bybel sê dan, U is die kenner van die hart. U weet hoe seer gaan die dood van Trixie hierdie familie maak. Jy weet dan waar lê Trixie. Hoe kan jy dit doen? Jesus praat met Johannes hulle in die vorige vers. Hy beskryf hoe seer is hy. Hy sê my siel is diep. Hy sê nie my hart is seer. Hy sê nie dan van die kruisiging gaan verby. Hy sny dieper. Halleluja. As die hart. Hy gaan tot in my ewigheid. Hy gaan tot in my siel. Yes. Wow.
En vanmorgen sit die familie hier en mag miskien voel Trixie se ingaan het baie diep gesteek. Voor Jesus kon bid, sê die ding gaan tot in my sien. Gelukkig is die ding laat dink my bietjies te ver. Ek sê maar die Here praat dan diep. Yes. Hy sê tot in sy sien. Gelukkig daar is met sy ewigheid en siel. Die liggaam sterf, maar die siel volgens my geloof is onsterflik. Vrienden, ek gaan kyk in die Ou Testament. Yes. Ek kry dat daar's 'n man met die naam van Jacob gewees. Yes. Sy naam is later verander na Israel. Gelukkig die man was geseënd, of is geseënd, of was geseënd, soos wat Abraham nie eens geseënd was. Yes. Isak was nie eens so geseënd nie. Maar Jacob, die man is al man, wie se al 12 seuns geseënd is. Hulle is so geseënd dat God beloof in die boeke van Openbaring dat 12.000 van elke kind se stam sal in die hemel is. Hallelujah. Jesus is here. Die Bybel gaan so ver. Hy sê daar is 12 poorte. En die kinders se name Is daar? Reuben, Judah, Joseph. Al die name gaan jy kry in die boeke van Openbaring. En die man het geleef in genees is. En ek sê vir myself, maar waar is Abraham se seuns se name? Die Bybel seën hier vir Isak en hy vergeet vir Ismael. Die Here seën vir Jacob en hy vergeet vir Esau. Maar by Jacob, wat doen die man so spesiaal? En ek gaan kyk in die skrif. Dis die enigste man volgens my navorsing wat heel anders geseënd is. Gaan lees maar die boeke van Genesis en luister die woorde van Isak sy pa. Hy sê my siel wil jou sien. My ewigheid wil jou sien. Nergens in die boeke van die Bybel van Genesis tot by Jesus self kry ek iemand wat sê my siel wil jou sien. Jacob is uit die ewige oord uit
My siel is diep bedroef. Want die dood wat hy moet sterwe is dieper as die tasbare. Die dood wat hy moet sterwe is groter as sy persoonlike gevoel en siening. Die planne wat God instoor het vir Jesus, die is sielsakke. God moet vat in sy siel, want sy bloed moet stort. Nie vir liggame nie, maar vir siele. Geliefdes, ek het 4 kinders en ek is 'n oom van baie. So ek kry my baie keer in die posisie wat ek moet sê nee en die kind verstaan nie. Ja. Ek sien die groot prent en die kind sien gedeeltelik. En dan moet ek sê, nee, al maak die ding my seer, want die teleurstelling in my kind se oë, vat in my. God bevind hom in so 'n situasie, hier, in Getsemane, waar Jesus vra, vat hierdie beker weg. Maar God het die groot plan instoor. Die boeke van Levitikus 17 vers 11 lees as volg. Want die siel van die vlees is in die bloed. Die siel van die vlees is in die bloed. En ek God gee dit aan julle op die altaar om vir julle siele verzoening te doen. Die bloed bewerk verzoening deur die siel. Jesus Christus, jou bloed moet stort, want jou siel moet verzoening bewerkstellig. Geliefdes, u gaan seker sê, wow. Wat die bloed van Jesus krag gee, volgens die boeke van Levitikus, wat maak dat hy nooit sy krag verloor nie, wat hom die ewige krag gee, wat maak dat hy 2000 jaar nog steeds kragtig is. Want die siel van Jesus Christus is in die bloed. En ons moet die siel access
met die groot plan. Heilige Sina. Dis hier my kind, maar jou bloed moet ons kry, want jou bloed vervoer ewigheid. Jou bloed vervoer die siel wat verzoening. Vader, ons loof U. Geliefdes, kom ons speel gou God wat ons nie kan doen, maar kom ons poog. As God sien, as ek verdriet sien, nog vir 10 jaar spaar, oor 10 jaar, is mys die Alpha en Omega. Oor 10 jaar, is Trixie op 'n ander plek, geestelik, emosioneel, miskien sal dit onmoontlik is om Trixie se siel vir die koninkryk te verseker. Die beste tyd As nou. is nou. Halleluja. Dit is hier, Jesus. maar dit is nou. Nou, halleluja. Ons verstaan nie, maar dit is nou. Here, help my, dat ek begrip toon en dink aan Trixie se siel. Jammer is verseker, as Trixie vroeër gesterwe het, sou sy die hemel gemis het. Ek glo as sy later gesterwe het, sou sy die hemel gemis het. Want nou is U aangewees. Maar hy is my broer, die Bybel leer my, dat wanneer jy trou, word jy een vlees. En hoe durf ek die woorde spreek in jou pyn, my broer. Maar laat ons Trixie se dood nader, soos Jesus die kruisiging genader het, en eindig met die woorde, nogtans, die my verhoed, maar die sy. Jesus. Geliefdes, hier die skrif, is 'n geestelike volwassenheid, wat absoluut skrik vir niks. Vader. Geliefdes, kom ons gaan kyk gou vir Jesus Christus. En ons sê om Jesus, trek 'n blaai op. Hoeveel keer het God jou gebed verhoor? Die Bybel sê, die wonders en tekens wat Jesus gedoen het, almal kan nie in die Bybel opgeskryf word. Dis te veel. Familie, kyk in die gees en trek 'n blaai op. Hoeveel keer was God daar vir julle en getrou geantwoord? Elke liewe dag. Dit sal vergeet wees van Jesus om te staan by Getsemane en God te definieer en sê, God is 'n God wat die antwoord. Jou Lazarus oomblik, Jesus, het God geantwoord. Jou stormagtige situasie het God geantwoord. By die dogtertjie van Jairus het God geantwoord. Halleluja. Wonderbare Jesus.
geval. Maar baie van ons sit hier nog steeds hier, sukkel om vrede te maak Yes. en die wil van God te aanvaar by soveel dinge. Geliefdes, ek hoef nie te verstaan nie, maar wat ek weet, ek kan nie wegbeweeg van die Here af. Dan is ek totaal oorgelewer aan die wêreld en aan die duiwel. As ons glo in die opstandende Here Jesus Christus en ons glo aan die hemele daarbo, kyk in die geestesoog vir Trixie. Dis as ons sy fluister, moenie die Here verloor nie, moenie die Here verloor nie, moenie die Here verlaat nie, moenie verbitter raak, want is ter wille van hom dat ek die ewige lewe beerwe het. Familie, ek weet dis 'n uiters moeilike boodskap, maar ek selfs moes op 'n tyd vrede maak met die perfekte wil van God. Wat hy doen hy betyds en hy doen dit perfek. Ek hoef dit nie te verstaan nie, maar Here help my dat ek submit onder U wil. Geliefdes, waar die skrif my ook bemoedig en ek gaan afsluit met die een. Jesus Christus begin hier in Getsemane en hy soek help en vertroosting van sy disippels. Hy raak kwaad omdat hulle nie kan met hom wakkie. Hy swak dat hy val. Maar hy val voor sy voete neer. En is voor die voete van die Here waar hy innerlike krag gekry het en opgestaan het en gesê het, rus maar voort. Familie, ek kan u nie geld beloof nie, ek kan u niks beloof nie, maar God kan jou innerlike krag gee. Hy gee jou nie net die probleem nie, maar David sê die God wat hy aanbid in Psalm 23, as die dood jou diep seer gemaak het tot in jou siel, David sê sy herder verkoop sy siel. God verdien in die siel. Die Engelse weergawe sê hy herstel jou siel. Die skade wat die dood aangedoen het, alles dit 'n ewige skade. God alleen in sy almag werk nie net soos dokters en jou liggaam nie, maar hy gaan tot in die bloed, tot in die siel, en hy herstel die siel. My pleidooi is, bly by die Here. Laat hy die familie se toevlug is in hierdie moeilike tyd, wanneer hy alleen kan herstel bring. En op hierdie noot, geliefdes, wil ek vir u 'n gebed doen. Wat voel die lewe het jou so seer gemaak dat jy sit met
die openbaring dat God werk selfs tot in die siel. Mag die Here u help om berusting te vind onder sy wil. En intussen is hy die God wat kan herstel. Iemand wil sorteer onder hierdie gebed. U kan op die voete staan en ons bid vir u.